Goeiedag, dalk het jy jou al iewers in die lewe op 'n plek bevind, waar jy nogal die vraag sou gehoor het, dat iemand dit vir jou sou vra, of jy dit dalk vir jouself sou vra. Jy is nou hier, wat maak jy hier? Nou vandag wil ek met jou oor hierdie tema praat. Jy is nou hier, wat maak jy hier? Die Here roep ons om oor die berg te kyk. En dit alles is gebore vanuit 1 Konings hoofstuk 19 vers 9 en vers 13 die laaste deel. Wat maak jy hier, Elia? So, ons skriflesing dan vandag uit 1 Konings hoofstuk 19. Maar voordat ons uit die Bybel gaan lees, is dit belangrik dat ons hierdie geleentheid ook regtig in die naam van die Here begin. As ons ook opkyk na die Here toe in die bedevaartslied, Psalm 121, ek kyk op na die berge, van waar sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede, word vir jou ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus, wat ons Here is, en dit gebeur deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Voordat ons saam lees uit 1 Konings 19 vers 1 tot 18, waar ons iets hoor van die vlug van Elia, die versorging, die stilte en sy nuwe opdrag. Kom ons bid saam. Hemel Here, baie dankie dat ons die woord het, en dat ons weet dat die woord, dit ons belydenis is, dat hierdie woord die woord is, en dat dit die waarheid is, dat dit enigstens 'n verskil maak in ons lewe, letterlik soos 'n tweesnydende swaard is, wat skeiding maak tussen murg en been. Baie dankie dat ons in afhanklikheid voor U kan kom, dat U ook vir ons die woord sal oopmaak, en ook aan ons lewens, aan ons harte, aan ons menswees sal raak. Mag dit als wees, tot U eer en tot U verheerliking, en mag U gee dat die woorde van ons mond en die nadenke van ons hart vir U aangenaam mag wees. Amen. Kom, ek lees saam met jou. Elia vlug vir Isebel. Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. En weet ons mos nou, vandaar op die Karmelberg, dat die Baal aanbidders en die Asherah aanbidders, dat hulle offer nie gewerk het nie, omdat hulle dit nie kon regkry om vuur uit die hemel te laat kom nie, dat hulle afgode hoegenaamd nie vir hulle vuur kon maak nie, en dat die mense hulle stikkend gekerf het, en Elia met hulle gespot het, en toe Elia die offer bring, nadat hy die altaar herstel het, en alles gedoen het, en hulle water uitgegooi het oor hierdie offer, hierdie bees wat geslag is, en hy gebid het, daar vuur uit die hemel uitgekom, en hierdie offer, en die klippe, en die houte, en alles het hy verteer, en dan weet ons dat Elia nog sommer 'n klomp van daardie profete, 400 plus van hulle doodgemaak het op daardie oomblik, en dat hy ook die aankondiger van die reën was, en ook die krag gehad het om nog voor Ahab uit te hardloop, daar na Jezreel toe. En dan is hierdie Isebel oneindig kwaad vir dit wat Elia gedoen het. En dan, as Elia dit hoor, dan vlug hy. Want Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. En toe gebeur dit, dat Elia bang geword het, en terwille van sy lewe gevlug het. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Nou, moet jy nou weet, dit is 'n hele eind daar van Jezreel af, tot daar, wil mense sê, by die suidelike grens van Israel, by Berseba, en daar het hy sy slaaf agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan, so die Berseba woestyn wat daar gewees het. En daar het hy onder 'n besembos gaan sit,
en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, dan weer 'n vreesende vir sy lewe. Iemand wat beweeg vanaf hierdie hoogtepunt waar hy gewees het, in die volgende oomblik, onder kan wees, iemand wat vrees vir sy lewe. En hy het gesê, nou is dit genoeg. Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet. En deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Met ander woorde, as Elia suid beweeg het van Jesreel af na Beersheba toe en ook na die Beersheba woestyn toe, dan het hy nog verder suid beweeg totdat hy by Horeb, by die berg van God gekom het. Hy het in 'n grot ingegaan in die nag daardeur gebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, dis was die woorde wat hy eintlik 2 keer gaan gebruik. Ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het U altare afgebreek en U profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Nou weet ons dat daar eintlik so 100 profete was wat dit oorleef het, wat deur Obadja weggesteek is binne in verskillende van die grotte. En dat hierdie Obadja eintlik ook bang was toe Elia hom gevra het dat hy vir Agab moes gaan roep. So, hulle het hulle doodgemaak, van die profete doodgemaak. Hulle het die altare afgebreek, die profete doodgemaak, net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my, om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit, en gaan staan op die berg voor my. Die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met 'n mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek, hulle het U altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek het oorgebly, en hulle soek my, om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om, na die Damaskus woestyn toe, en as jy daar aangekom het, nou, as jy nou moes omdraai daarvan af, dan is jy nou letterlik aan die suidekant van Israel, meer suid as suid, en nou moet jy opbeweeg heeltemal na boontoe, so, dis nogal 'n lang afstand, sou mense sê, seker ongeveer 120 kilometer daarvan vandaan. Draai in jou spore om, na die Damaskus woestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees, wie Hazael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Jy is nou hier, wat maak jy hier? Het ek uiteindelik in my eie lewe al vir baie mense gevra, vanuit die narratiewe, vanuit die verhale van mense. Wanneer mense dit beleef, dat hulle eintlik by 'n baie moeilike en by 'n baie swaar punt in 'n lewe uitgekom het. Jy is nou hier, wat maak jy hier? Dan word iewers die vraag van oor
hoe het jy gekom? Jy het gekom tot hier. Hoe het jy tot hier gekom? En wat maak jy hier? Wat lê uiteindelik vir jou vorentoe ook op hierdie pad? En dis mos die ding wat ons het in terme van ons stories, is om altyd te moet teruggaan. Teruggaan op ons verhale oor hoe het ons gekom tot waar ons op die oomblik is. Hoekom is ons juis hier in hierdie oomblik? En dan die vraag wat daaruit voortvloei, met wat en hoe gaan jy vorentoe en waarheen is jy op pad? En om dit te herhaal, met wat het jy wat jou vorentoe kan neem? En dan die belangrike vanuit hierdie verhaal is die Here roep ons om oor die berg te kan kyk. Want soms ontwikkel ons 'n stuk nederigheid in hierdie pad wat ons loop. Van hierdie val wat ons het, dat ons agterkom dat ons nie so sterk is binne in onsself nie, maar dat ons ook weer hoop in die lewe moet ontwikkel vir dit wat die Here ook vorentoe in ons lewe wil laat gebeur. Elia kom deur 'n slegte omstandigheid en ek weet baie mense dink baie keer oor gelowiges, oor kerke, gemeentes, dat die feit dat ons aan die Here behoort, dat ons baie sterk behoort te wees, dat ons altyd deur sterk moet staan. Dan word dat ons half outomaties iets van hierdie krag binne in ons het, wat ons gaan laat vorentoe gaan. Die feit dat die Here in ons lewe is, beteken dat ek dan nie negatief binne in my omstandighede raak nie, dat ek nie hopeloos en hulpeloos binne my eie omstandighede sal voel nie. Nou, ek dink, jy kan kwaadlik nou iemand kry, wat meer voorbeeldig was en meer korrek was, as Elia. Want was Elia nou nie immers daardie persoon, wat ook lewend deur die Here in die hemel opgeneem is nie. Wanneer die Here Jesus ook verheerlik is op die berg, en Petrus en Jakobus en Johannes daar so gewees het nie, wie was die twee persone wat daar verskyn het? Dis twee van hierdie voorbeeldige mense. Die een is Moses, wat 'n mens lees van in Deuteronomium 34, oor hoe besonder hy was, dat daar oor hom gesê word, dat daar nog nooit voor of na hom 'n profeet was soos hy nie. En die ander een is Elia. Hierdie spesiale persoon. En dan wat gebeur met Elia? Elia, met hom gebeur uiteindelik wat met ons baie keer gebeur, is dat jy kan beweeg van kragtige oomblikke, wanneer jy iets van die wonder van die Here sien en die naam van die Here sou prys, in die volgende oomblik dan loop die dinge 'n bietjie skeef, en dat jy dan voel, maar ek kan nie staan nie. Dit is, die omstandighede is uiteindelik vir my net te veel. En so gebeur dit met hierdie Elia, dat hy vlug, dat hy sy slaaf saam met hom neem, en dat hy vlug. Want net voor die tyd het hy iets van hierdie vuur uit die hemel gesien, het hy gesien van die reën, het hy dit alles gesien, en nou, as hy hoor van die seebel wat hom wil doodmaak, dan vlug hy. En hy los uiteindelik sy slaaf, en dan gaan lê hy daar onder die besembos, daar in die Beersheba woestyn, gaan lê hy met daai gedagte van, nou ja, laat ek dan nou maar doodgaan. En dit is in hierdie laagtepunte, in oomblikke soos hierdie, dat God dan uiteindelik baie keer ook vir ons wil kom ontmoet, dat ons regtig ook 'n godsontmoeting beleef, want dit is wat ook daar gebeur met Elia, dat God, wat alles weet, uiteindelik ook vir hom daar kry, en dat die engel vir Elia daar kom wakker maak en vir hom sê, staan op, eet. En dat hy dit wat vir hom voorgesit is, dat hy dit kan eet. En dan vir hom 'n tweede keer wakker maak en vir hom sê, staan op, eet, want die pad is lang. En dat Elia dan daar vanaf moet beweeg na die berg van die Here toe, daarna Horeb toe. Van die een berg af na 'n ander berg,
waar die Here ook aan sy volk die wet gegee het en 'n groot verskil gemaak het daar binne. Van een berg van die krag van die Here en die wonder van die Here na 'n ander ene waar dit ook in die lewe van Israel 'n werklikheid sou gewees het. Maar Elia weet nog nie presies wat besig is om met hom te gebeur nie. So, mens is vir 'n oomblik in daardie omstandigheid waarin jy vasgekeer word, waarin jy noodwendig moet terugkyk op die pad waar langs jy gekom het. En dit is ook wat gebeur. Wanneer Elia daar in die berg kom, by Horeb kom, 40 dae wat hy gestap het, letterlik meer suid, soos wat ek gesê het. En daar in die grot waar hy eintlik dan sou wegkruip, ook die stem van die Here hoor. Wat maak jy hier, Elia? En Elia sy nood kan uitstippel vir die Here, dat al die ander profete doodgemaak is, net hy het uiteindelik oorgebly, en hulle is nou besig om uiteindelik sy lewe ook te soek, wanneer hy daar is. Die Elia sit daar binne, hy kom by 'n plek van uitputting, hy kom by 'n plek van isolasie, hy kom by 'n plek van vrees. Nou baie gebeur dit met ons nie, dat ons kan sê, maar wat het met my gebeur die afgelope tyd? Wat is die dinge wat so verskriklik skeef kon geloop het, of oor lang tye, binne gemeentes, binne die kerk? Wat is die goed wat verkeerd kan loop? Ook binne in my eie lewe, dat ek half vir 'n oomblik ook kon moed opgee, dat ek vir die gevoel het van, maar ek kan net nie vorentoe nie, ek wil eintlik half heeltemal tot stilstand kom, binne in my isolasie. Ek verloor al my energie, wat ek binne in my het. Dit is waar Elia uiteindelik land. En wanneer 'n mens baie keer daar is, dan word dit die plek waarin God vir jou kan ontmoet. En sien, God weet uiteindelik wat besig was om in Elia se lewe te gebeur. Maar wat die Here met Elia doen, is daar langs die pad, as hy daar onder die besembos lê, dan is dit nie 'n kwessie van dat hy vir Elia net sou wou kom roskam nie, maar vir hom kos gee deur die engel. Dat hy krag kan kry, dat hy kan aangaan, want God se droom hou nie met Elia op nie. God se droom hou met hom aan. En daarom dat die Here vir hom ook daar, wanneer hy binne in die grot is, ook ontmoet en hierdie woorde vra. Maar wat maak jy hier, Elia? Jy is nou hier, jy het nou gekom tot hier. En dan kan hy sy verhaal vertel, hy kan sy narratief vertel, hy kan verhaal vertel oor hoe land hy daar. En dat die Here dan vir hom sê, maar gaan uit buite toe. Gaan uit, gaan buite toe. En dan gaan hy uit, dat hy daar op die berg moet gaan staan. En dan gebeur hierdie natuurwonders van wind en aardbewing en vuur en alles wat Elia beleef en wat hy aanskou. Want so is ons mos as mense baie keer, wanneer die wonderlike, die groot dinge gebeur, dan raak ons weer opgewonde. Maar dan is dit in die sagte fluistering waar Elia sy gesig bedek, die teenwoordigheid van God op 'n besondere manier beleef, en hy weer op die grond kom en tot stilstand kom. Wat maak jy hier, Elia? En hy dit weer kan sê, sy nood voor die Here kan uitstort en kan sê wat sy omstandighede is, en eintlik die vroeëre omstandighede herhaal. Alles wat moeilik is, verdwyn nie altyd in 'n oomblik nie. Maar die belangrike is dat God in hierdie hele proses van Karmel af en deur hierdie hele pad tot hy sy slaaf gelos het en by Berseba verby is en in die Berseba woestyn was en onder die besembos gewees het en tot by die grot, dat God nog die hele tyd van hom bewus was en hom nooit vir 'n oomblik gelos het nie, omdat God nog al die tyd ook 'n droom het, 'n koninkryksdroom het, 'n pad het wat vorentoe ook behoort te gaan, waarvoor hy inderdaad vir Elia ook wil gebruik. En dit is so moeilik om partykeer vanuit
ons moeilike omstandighede die hoop te kan sien. Want ons is geneig om vas te kyk daar waar ek binne is. Gemeentes en getalle wat baie keer krimp, traumatiese gebeure wat binne gemeentes 'n werklikheid word, soms uitdagende omstandighede waarbinne ons in ons lewe kan bevind, dat ons eintlik net half kan vassteek. En dan word ek vergeet, maar te midde van hierdie goed is God nie veroordelend nie, maar altyd bewus van ons en bewus van die pad wat ons besig is om te loop. En vergeet hy nooit sy roeping nie, die toekoms wat hy het, die toekoms nie alleen vir ons nie, maar 'n toekoms wat wyer ook as ons is. En dit is in hierdie omstandigheid waar hy weer ook kom, uit so 'n omstandigheid om vir Elia op te tel en hom vorentoe te vat, vir hom te sê die 3 dinge wat belangrik is, dat hy vir Hazael moet gaan salf as koning van Aram. Jy moet gesalf word as koning oor Israel, en Elisa moet geroep word om ook vir hom, wat Elia is, op te volg. En hy moet onthou, daar is nog 7000 wat oorgebly het, wat nie vir Baal gevolg het nie. Die opdragte wat hy kry, maar saam daarmee kry hy ook die hoop wat lê binne in daardie mense. En die krag wat die Here ook gaan uitoefen deur Hazael, deur Jehu, deur Elisa, wat hy gaan uitoefen, en om te sê, ek is deur die Here gestuur. God stop nie met sy roeping, sy droom wat hy het nie. God ontmoet hom in die stilte, nie in die storm nie. God ontmoet vir Elia, met versorging, met woorde, met vrede. En wat doen God? Hy stuur hom vorentoe. Hy stuur hom, Elia kry 'n nuwe opdrag, 'n nuwe pad, 'n nuwe doel. En as ons praat van ons gemeentes, dan is ons ook mos op reis. Op reis van waar ons is. Van ons kan nie die verlede weer terugneem nie. Ons kan nie dit wat lankal was weer hê nie. Ons moet dit hê wat uiteindelik ook nou deel van ons is. Ons is ook op reis van waar ons was. Ons is op reis deur waar ons nou is, en ons is op reis na waar God ons ook heen stuur. En die belangrikheid is om te weet dat ons is nooit alleen nie. God het 'n verlede, daar's 'n verlede wat ons geloop het, maar ons kan die verlede nie terugkry nie. Maar wat waar was dat God ook in die verlede was. En dat God ons ook van binne in die omstandighede, waar binne in ons nou is, ook ontvang en vir ons dra binne in die omstandighede waar binne in ons nou is, in ons persoonlike lewens, binne in ons gemeente of waar ook al, en vir ons vashou en ons enigstens ook wil vorentoe vat na sy voorkeur toekoms, met daardie wete binne in ons dat ons nie alleen is nie. En daarom die vraag, jy is nou hier. Wat maak jy hier? Wat is dit? Wat is die pad wat jy met God in die verlede geloop het? Wat is dit wat hy in jou lewe gedoen het in die verlede? Wat is dit wat hy in ons gemeentes in die verlede gedoen het? Wat is dit wat hy in die kerk in die verlede gedoen het? Wat is die sterktes wat die Here ook binne in ons wêrelde gegee het? Hoe het die Here homself ook in ons geopenbaar, hom ook self sigbaar gemaak binne in die verlede, in die pad wat ons geloop het? En as ons dan in moeilike omstandighede kom, om te weet dat God ook hier is, binne in hierdie omstandighede, om ons ook vas te hou, en ons ook te dra, vir ons ook 'n nuwe opdrag te gee, visie te wil gee, vir ons wil help om oor die berg te kyk, vorentoe ook die toekoms in, en 'n toekoms nie alleen vir homself nie, maar 'n toekoms vir die volk, vir die ander mense, 'n toekoms in ons konteks ook vir die wêreld,
waarvan ons ook deel is en waar binne ons ook die koninkryk van God 'n werklikheid behoort te maak. En daarom is dit nie altyd 'n maklike pad nie. Dis nie kort paaie nie. In die konteks van Elia is dit waar dat hy moet loop. Ver moet loop. Tot daar by die Damaskus woestyn. Heeltemal in die noorde. Maar as jy nie die visie het nie, as jy nie die sekerheid het nie, as jy nie die droom het nie, dan kan jy ook nie die droom ontvang nie, dan kan jy dit ook nie gaan haal nie. Kom ons kyk terug na die verlede toe. En verstaan dat ons baie keer vasgevang kan wees in ons vandag. Maar weet dat God ons ook in ons omstandigheid ontmoet. God is hier en ontmoet ons hier. En dat hy vir ons 'n roeping het, altyd deur vorentoe. Die belangrikheid is dat ons saam met God en saam met mekaar, ook in terme van kerk wees, gemeente wees, op pad kan wees ook in die toekoms. So kom ons kyk saam ook oor die berg, want die Here wil ook met ons gaan. Amen. Hemelse Here, baie dankie dat U altyd vir ons droom, oor ons droom, saam met ons droom, oor die toekoms droom, dat U vergesigte wil gee, wat ons sukkel om raak te sien en te ontvang. Here, ons wil in afhanklikheid vir U lewe, help ons om nie met klein geloof te leef nie, maar met entoesiasme te kan leef. Here, dankie dat U in ons nederig voel, en ons hopeloos voel, die hoop vir U voorkeer toekoms wil kom wakker maak binne in ons. En dankie dat dit altyd moontlik is, ook deur U woord en deur U Gees, ons leef in die bedeling van die Gees, wat ons ook wil in hierdie stadium wil begelei, wil versterk. Here Jesus, dankie dat U die hoof is van die kerk, dat U ons hoof is. Dankie dat ons identiteit in U het, dat ons weet wie sin ons is, en daarom ook hoop het vir die toekoms wat U voor ons wil plaas. Onbekend soms, vreemd, anders as wat ons sou visioneer, maar tog wil U ons lei, om half met U oë te sien wat vorentoe is. Ons dankie dat U ons roep, ons dankie dat U ons versamel, ons dankie dat U ons fokus, ons dankie dat U ons stuur. Wil U verheerlik word in Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Jy moet mooi bly, mooi dag hê.